dankie, u kan die sitplekke inneem. Ons gaan dan na die woord van die Here toe en dit is mos natuurlik die kern van enige erediens is die woord van die Here. En ons blaai vanaand na Jakobus 4. Jakobus 4 en ons lees vanaf die eerste vers, die opskrif is verset teen oorheersing deur die hartstogte, so dit gee vir ons so alreeds so gedagte waaroor die gedeelte gaan. Dan begin ons daar by vers 1. Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle, kom hulle nie hiervandaan van julle welleste wat in julle lede stryd voer nie. Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid om dit in julle welluste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrif te vergeef sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon, maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God, en hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Wie klaag, treur en ween. Laat julle gelag en treurigheid verander word, en julle blydskap en bedruktheid. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Kom nou, julle wat sê, vandag of môre sal ons na die en die stad gaan en daar 1 jaar deurbring en handel drywe en wins maak. Julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie, want hoe danig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. In plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in julle groot pratery. Al sulke roem is verkeerd. Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde. Ons lees net so ver vanuit die woord van die Here. U kan net so bly sit. Ons buig die hoofde en dan bid ons net so as gemeente saam. Wonderlike Here, ons is hier vanmiddag om u naam groot te maak. Here, want as ons terugkyk oor 'n jaar wat verby is, of dit 'n maklike jaar of dit 'n uitdagende jaar was, Here, ons weet U was met ons in hierdie tyd gewees. Ons weet, die woord sê vir ons, ons kan skadu vind naby die Almagtige. Ons kan op U vertrou, ons kan ons oë op U vestig en U sal met ons wees. Here, in die feit dat ons vanaand hier by mekaar is, weet ons, is genade. U het ons deur 'n jaar gedra, U was met ons deur alles gewees. En as ons so terugkyk oor hierdie jaar, dan kan ons net vir U die eer daarvoor gee. Maar dan ook, Here, die onbekende lê voor, ons kan beplan, ons kan vooruit dink, ons kan al ons dinge agter mekaar sit, Here, maar U is uiteindelik die enigste een wat weet wat die toekoms hou.
En ons weet, Here, ons kan aan U vasleef. Ons kan op U vertrou vir dit wat voor lê. En sê ons ook vir U dankie vanaand, Here, dat ons 'n jaar kan uitgaan en 'n nuwe jaar begin met U. Nie daar buite met allerhande dinge wat soos die wêreld hulle besig hou nie, Here, maar dat ons oë op U kan rig. En selfs dit, Here, dis net U genade. Ons sê vir U baie dankie dat ons dit vanaand kan bid. Ons bid ook vir ons mense, Here, wat op die paaie is. Ons weet van baie mense wat na omliggende dorpe toe is, of na ander provinsies toe, Here, en selfs hier die besoekers wat by ons is, wat van ander plekke kom, dat U sal beskerm op die paaie, Here, ons hoor, ons sien van baie ongelukke, Here, en ons bid net, dat U ons mense sal beskerm, en ons dankie, Here, dat ons dit kan bid. Ons loof en ons prys U, en ons bid dit alles in die wondernaam van Jesus Christus. Amen. As daar nou een vers is wat uitstaan in die gedeelte wat ons gelees het, en ek dink dit is 'n vers wat meeste kinders van die Here ken, en 'n vers wat meeste van die kinders van die Here moet ken, is een van daardie verse is, Jakobus 4 vers 8, wat sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Dit is 'n belofte, dit is 'n vaste waarheid in die skrif, dit is 'n onwankelbare waarheid, wat ons gereeld op moet fokus. Nader tot God en hy sal tot julle nader. En praat ons vanaand oor die gedagte, 'n nuwejaarsvoorneme om nader aan God te beweeg. Ons staan aan die einde van 'n jaar, ons staan aan die begin van 2026, en ek seker 'n paar van ons het al reeds nuwejaarsvoorneme vir volgende jaar. Ek sien ons een of twee wat sê, nee, ek het 'n nuwejaarsvoorneme, ek het al reeds gesê, ek wil in 2026 graag weer die Bybel heeltemal deurlees. Ek het dit al 'n paar keer gedoen, maar dis op my lysie, saam met ek wil meer aktief wees in so 'n paar ander dinge wat nou nie so baie belangrik is nie, maar ons almal het redelik dinge wat ons in die oog het, al noem ons dit nou nie nuwejaarsvoorneme nie, net iets wat ons wil bereik, iets wat ons wil doen, iets wat ons wil regkry in die jaar wat voor lê. En so kan 'n mens dit altyd Bybels maak. Ons kan na die woord van die Here toe gaan en ons kan sê, die beste manier om 'n oogpunt vir ons te stel vir die nuwe jaar is om te sê, ek wil in die nuwe jaar nader aan die Here beweeg. Ek wil in die nuwe jaar 'n beter, noue verhouding met die Here hê. En dis wat ons by 'n gedeelte bring wat vir ons sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. Ons sou maar net dink, enige dag wat ons nie nader aan die Here beweeg nie, is eintlik maar 'n gemorste dag. Wat nog te sê van 'n jaar? So ons doel moet wees, in 2026 wil ons nader aan die Here beweeg. Nou kom Jakobus 4 en hy praat oor hierdie tema, en u sal saam met my stem toe ons dit deurgelees het. Dit is eintlik 'n redelike harde gedeelte, daar's harde woorde in, en hy fokus op eintlik 'n negatiewe situasie, maar vanuit hierdie negatiewe situasie gaan ons die ligpunte wat Jakobus vir ons geskryf het, die ligpunte wat die Here daar geplaas het, gaan ons kom uitlig, uithaal, wat vir ons as kinders van die Here 'n redelike rigting gee van wat ons graag wil reg kry. So Jakobus praat van die gedagte 'n mens se hart wat verkeerde goed aanhang. Hy praat van wêreldse goed. Hy praat van hierdie dinge wat die oorsaak is van rusie en twis. Hy praat van iemand wat 'n vriend van die wêreld is, en so sê hy 'n bondgenoot van die wêreld is 'n vyand van God. Maar in hierdie gedeelte kom gee hy deurlopend maniere wat 'n mens nader aan die Here kan beweeg. Wegbeweeg van hierdie slegte dinge en nader aan die Here met hierdie kern, nader tot God en hy sal tot julle nader. En dis hoekom ek heel aan die begin gesê het, dis 'n belofte, dis 'n vaste waarheid. Wanneer ons die Here soek en nader aan hom wil beweeg, dan sal die Here 'n mens seën deur nader aan jou te beweeg. Die een wat moeite doen, sal die vrug daarvan dra. Vaste belofte waarop ons kan staat maak. En nou, ek het nou al so die afgelope paar dienste gesê, en ek dink iemand het vir my die idee gegee dat ons miskien op 'n groepie moet sit, dat ons elke week 'n vers het wat ons leer, en hierdie is nog een van die verse wat kinders van die Here moet ken,
Dis Numeri 23 vers 19 wat sê, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, of iets spreek en dit nie waar maak nie. Dit sê vir ons, wat die Here sê, is vas, dis waar. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Dis 'n belofte wat ons vandag op kan staat maak, aan die begin van 2026, en as ons terugkyk oor die jaar, dan is daar sekerlik slegte tye waarop ons kan terugkyk, maar daar's goeie tye. Daar is geestelike hoogtes, daar is geestelike laagtepunte. Maar die vraag wat ek vir myself wil vra, die vraag wat u vir u self kan vra is, as ons kyk na 2025, is dit 'n jaar waarin ons nader aan die Here beweeg het? Is dit 'n jaar waarin ons geestelik gegroei het? Of is dit 'n jaar waar ons geestelik agteruit gegaan het? Miskien op presies dieselfde plek was waar ek laas jaar hierdie tyd was. Want as dit so is en ek die hele jaar laat verbygaan en daar was geen geestelike groei nie, daar was geen tyd wat ek nader aan die Here beweeg nie, dan kan ons sê, maar dit is hartseer. Dit is eintlik 'n tragedie dat 'n mens 365 dae deurgaan en ek is nie geestelik verder as wat ek laas jaar was. So of ek nou 2025 ten volle benut het, of miskien die tyd gemors het geestelik, kom ons begin nou met 2026 en ons sê vir onsself, hierdie is 'n jaar waarin ek nader aan die Here wil beweeg. En ek wil ons kan dit 'n nuwejaarsvoorneme noem of nie, ek wil hierdie jaar nader aan die Here beweeg. Ek wil hierdie jaar 'n beter verhouding met die Here hê, die geleentheid aangryp om nader aan die Here te beweeg. Nou in ons skriflesing vanmiddag kom wys Jakobus vir ons die regte manier om nader aan God te beweeg. En soos ek gesê het, in 'n redelike donker gedeelte of 'n redelike moeilike gedeelte is daar sulke ligpunte wat hy net vir ons kom wys, maar dit is hoe mens nader aan die Here beweeg. So ons gaan dit kom uitlig en ons gaan vanmiddag in Jakobus 4 sien, hoe moet ons nader aan die Here beweeg? Hoe kan ons sê, ons gaan hierdie jaar 'n beter verhouding met die Here hê en hoe ons dit kan bewaarheid. Ons hanteer dan vanmiddag vinnig 5 gedagtes wat ons in die gedeelte kry. En die eerste van daardie 5 gedagtes is nader tot God deur nederigheid. Jakobus 4 vers 6. Maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nou ons sien in hierdie verse skerp kontras tussen hoogmoed en tussen nederigheid. Ons sien hoe die Here daaroor of daarteen optree. Hy gee genade aan die nederiges, maar die hoogmoediges weerstaan hy. Spreuke 16 vers 18, trotsheid kom voor die verbreeking, hoogmoed kom voor die val. Nou kom die wêreld met hulle pride en al hierdie goeters en wat dit alles eintlik mos maar is hoogmoed, dis dieselfde woord. Nou hoogmoed was die heel eerste sonde in die Bybel gewees met die duiwel wat geval het. Jesaja 14 vers 12 en 13, hoe het jy die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van nasies? En jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde. So die duiwel het begin met hoogmoed en hy het gedink hy gaan iewers kom en uiteindelik het dit tot sy val gelei en dit lei tot sonde. Nou die Bybel is baie duidelik daaroor. 'n Mens kan nie nader aan die Here beweeg wanneer jy in hoogmoed is nie, want God weerstaan die hoogmoediges. So daarom hierdie nuwe jaar geskied dit wat 'n mens graag wil doen in nederigheid. Wat is nederigheid? Ek gaan net die Bybelse definisie vir u lees. Ek gaan nou nie een of ander slim definisie gee of jy uit 'n woordeboek of iets uit nie, net eenvoudig vir die Bybel sê. Hy sê in Filippense 2 vers 3, moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. So hoogmoed is, ek dink meer van myself as ander, ek dink meer van myself as wat ek behoort. En dit is een van die dodelikste sondes wat 'n mens kan pleeg, is geestelike hoogmoed.
waar ek dink ek is beter as ander, waar ek dink ek is geestelik hoër as ander en ek kyk neer op ander mense en dit lei tot 'n val. Hoogmoed kom voor die val. Maar ons fokus mos nou op die ligpunte. Jakobus sê aan die nederiges gee hy genade. Daarom wanneer ons na die Here toe gaan, moet dit in nederigheid wees en besef, maar ons is eintlik niks voor die Here nie. Hy is die grootte God wat ons bewaar, wat ons op die regte pad hou, wat die genade oor ons uitgestort het, en ons is ten volle in afhanklikheid van hom. Die Here wat alles gemaak het, waar die woord sê, alle goeie guns, elke volmaakte gawe, daal van bo af neer, alles wat ons het is van die Here af. Daarom kom Paulus, en nou ek dink Paulus kan mens sê, was redelik ver gevorderd op sy geestelike lewe, 'n volwasse kind van die Here, en hy skryf in Romeine 7, ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Nou as Paulus sê, ek elendige mens, wat kan ons sê as kinders van die Here? Hoe kan ons roem op die feit dat ons geestelik gevorderd is? Ek kan niks deur myself doen. Johannes 15 vers 5, ek is die wynstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug, want sonder my kan julle niks doen. Die oomblik wat ek besef, die Here is alles in my en hy gee my genade en hy is die een wat my vooruit gaan, dan rig hy my op. So daarom in afhanklikheid, in nederigheid, nader aan die Here beweeg. Kolossense 3 vers 12, beklee julle dan as uitverkorenes van God, geliefdes en heiliges, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Hy sê, beklee jou, maak dit deel van jou, trek dit aan, maak dat nederigheid deel van jou is in hierdie nuwe jaar, en die Here sal tot jou nader. Ons volgende gedagte wat ons vind in hierdie gedeelte is, nader tot God deur jou aan hom te onderwerp. Jakobus 4 vers 7, onderwerp julle dan aan God. Net daai paar woorde, onderwerp julle dan aan God. Die King James Version sê, submit yourself thereto to God. En die woord wat hier gebruik word, die woord onderwerp, of nou in die King James submit, is die woord wat gebruik is vir 'n soldaat om onder sy bevelvoerder in te kom, die bevele wat hy gee, die mag wat hy uitvoer om onder dit in te beweeg. Nou in 'n oorlogssituasie gee die bevelvoerder mos, hy sê wat moet gebeur, en die soldate voer dit uit. Daar is nie 'n onderhandeling wat plaasvind nie, daar's nie 'n gesprek wat gevoer word nie, dit is eenvoudig ja. Nou ek was nie in die weermag gewees nie, diensplig was ver voor my tyd gewees, maar julle sal beter as ek weet, die wat al so bietjie meer grys as ek is, as die, wat noem hulle hom, die RSM, nee? As hy gepraat het, wat het gebeur? Jy moes eenvoudig luister. Daar was nie 'n terugpraat of enigiets nie, jy moes net doen en luister. En dit is dieselfde gedagte wat hier deurkom. Dis die gedagte wat Jakobus by die leser wil uitbring, is wanneer die Here 'n bevel gee, dan moet jy jou eenvoudig onderwerp. Net sê ja, Here. Ek nader die Here in gehoorsaamheid. Sonder om te onderhandel, sonder om die woord van God te verdraai, dat dit my pas en my sieninge, sonder om kompromie aan te gaan, net eenvoudig gehoorsaam aan die Here. Ek dink ons wêreld, ons land sou baie anders gelyk het as mense hierdie eenvoudige beginsel net nagekom het. So as ons dan in hierdie nuwe jaar nader aan die Here beweeg, dan moet ons onsself onderwerp aan die Here. Hy is die skepper, ons is die skepsels. Hy is die bevelvoerder. Ons is net die wat dit uitvoer, met in gehoorsaamheid, in nederigheid. Romeine 9 vers 20, maar tog, o mens, wie is jy? Wat teen God antwoord, die maaksel kan tog nie vir sy maker sê, waarom het u my so gemaak nie? Onderwerp ten volle aan God. Hoe doen ons dit? Hoe onderwerp ek my, soos wat 'n soldaat aan sy bevelvoerder het? Hoe doen ek dit? Dit is eintlik baie eenvoudig. Ons het die opdrag, ons het die bevele, ons het die woord van God.
So al wat ek moet doen is dit wat ek lees hierin, dit wat ek leer, net om dit na te kom. Die Here vir my sê, wees nederig, dan is ek nederig. Ons gebruik sommer die vorige punt as 'n voorbeeld, maar soveel dinge wat ons hierin vind. Bid sonder ophou. Soek die Here terwyl hy nog te vinde is. Opdragte wat 'n mens moet nakom. En nou kom mense, weer eens ons hedendaagse samelewing, en helfte van die mense verdraai dit, nee, maar dis nie eintlik so nie, en dit was nou nie heeltemal, en dis vir daai mense geskryf, hulle wil nou nie heeltemal dit toepas nie, en dan kry jy die ander helfte wat sommer net sê, nee, ek gaan nie vir dit luister nie, ek distansieer myself van dit. Ongelukkig is daar kerke wat dit ook doen. Maar ons kan ons nooit distansieer van die woord nie, ons kan dit nooit verdraai nie, die woord sê self, 'n mens kan niks byvoeg of niks wegvat nie. Ons is eenvoudig gehoorsaam aan die woord. En die Here sal nader tot ons beweeg, want die Here beloon, die Here seën gehoorsaam. Ons kan nie kompromie aangaan met die wêreld en die woord gehoorsaam nie. Ons moet die woord kies. Ons moet die Here kies. 'n vriend van die wêreld is 'n vyand van God. Ons het dit gelees. As ons dan in hierdie nuwe jaar nader aan die Here wil beweeg, moet ons ons onderwerp aan die Here deur gehoorsaamheid aan sy woord. Dit is baie maklik, dit is nie moeilik om toe te pas nie. Mense wil net dit vir hulle self moeilik maak. Dit is eintlik baie maklik. Dan die volgende een is nader tot God deur weerstand. Jakobus 4 vers 7, die B-gedeelte. Weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. So kom gee Jakobus nog 'n riglyn. Hy sê, as jy nader aan die Here wil beweeg, moet jy die vyand weerstaan. Nou is ek seker, meeste van u was seker al in Weskus Mall gewees, en dan stap jy daar na die game se kant toe, en dan is daar mos mense wat jou skoene skoon maak. En as meeste mense daar verbystap, dan sê hulle net, nee dankie, en hulle hardloop so half vinnig verby. Het enig iemand al daar gaan sit? Ek dink nie so nie, want wat gaan gebeur as jy gaan sit? Jy gaan 'n bottel van daai goed koop. Hulle is baie goed met hulle verkoopstegniek. As jy eers net sit, dan gaan 'n mens met 'n bottel of 2 huis toe gaan. Hulle is baie goed met dit wat hulle doen. En dis presies hoe die duiwel werk. Hy is 'n baie goeie verkoopsagent. As jy hom 'n halwe kans gee, wil ek amper sê, gaan jy met 2 bottels huis toe. As jy die duiwel 'n halwe kans gee, kan ek sê, dit is verby. Hy weet hoe om 'n mens tot 'n val te bring. Hy weet hoe om in jou in sonde te laat val. Daarom skryf Jakobus, weerstaan die duiwel. Die woord sê op 'n ander plek, die duiwel is listig. Hoe weerstaan 'n mens die duiwel? Jy gee hom net eenvoudig nie 'n kans nie. Jy bly weg van die dinge wat jou tot 'n val kan bring. As daar 'n versoeking kom, dan vlug 'n mens. Nie staan nog so bietjie en bekyk die versoeking nie, vlug. Die nuwejaarsvoorneme om nader aan die Here te beweeg, saam met dit is 'n belangrike punt, weerstaan die duiwel, sodat 'n mens nie val in sy versoekings nie. Ons as 'n verkoopsman nader kom, dan is ons mos vinnig om vinniger te stap en 'n rigting in te skiet. Ons wil nie eers naby daar gaan. Maar doen ons dit in ons geestelike lewens? Wanneer die duiwel nader kom met sy sonde en sy dinge, sê ek ook nee dankie en ek loop vinnig in 'n ander rigting. Of staan ek nader en sê, vertel my so 'n bietjie meer. Laat ek hoor. Die gevaar is, die Satan kan daardie sonde baie vinnig in ons verkoop. Jakobus sê, weerstaan die duiwel. Sê eenvoudig nee dankie en beweeg aan. Bly weg van alles wat u tot 'n val kan bring. 1 Titus 6 vers 11, maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. 1 Timoteus, ek dink ek het gesê 1 Titus, 1 Timoteus 6 vers 11. Om nader aan God te beweeg, moet ons die duiwel weerstaan en eenvoudig weg te bly van goed wat ons tot 'n val kan bring. Dan, saam met dit, ons 4de en tweede laaste gedagte, nader tot God deur reiniging. Nou sê hy in Jakobus 4 vers 8, reinig die hande, julle sondaars, suiwer die harte, julle dubbelhartiges. En dis 'n boodskap wat ons
reg deur die Bybel kry, op verskillende stadiums, verskillende mense, verskillende profete, maar die boodskap was altyd daar, reinig julle van sonde, was julle, reinig julle. Dink aan Jesaja 1 vers 18. Jakobus sê ook vir ons, reinig julle hande, suiwer julle harte, neem weg dit wat skeiding tussen jou en die Here maak. Want sonde maak mos 'n skeidsmuur. Nou sê hy, neem dit weg, breek die skeidsmuur af, maak die pad oop. Paulus sê in 2 Korintiërs 7 vers 1, terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die gees en die vlees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Reinig julle, en dit gaan gepaard, sê Paulus nou vir ons, met heiligmaking. Want heiligmaking is om eenvoudig jou sonde af te lê, jouself te reinig, jou hart te suiwer. Dis wat Jakobus van praat. So daarom moet alle kinders van die Here, ons insluitend met ons doel, ons wil nader aan die Here beweeg, moet ons van tyd tot tyd self ondersoek doen en onsself reinig. Dikwels na ons eie lewe kyk en sê, is daar iets in my lewe wat tot oneer van die Here is? Soms hou mense vas aan goed wat letterlik hulle net skade aandoen. Soms hou hulle vas aan goed wat hulle keer op keer laat val. Hulle hou vas aan goed wat vir die ewigheid niks beteken. Daarom sê hierdie gedeelte vir ons, reinig van alles wat jou besoedel. Neem weg wat jou weg van God afhou. Kry hierdie goed uit jou lewe uit. Dit is hoe 'n mens moet reinig. Hoe suiwer jy jou hart? Deur elke dag meer en meer soos die Here Jesus te wees. Om elke dag meer en meer die Here Jesus uit te beeld. Om daagliks te sê, Here, ek is oorgegee aan U. Werk in my hart. Reinig my hart. So dis 'n proses wat elke dag moet plaasvind. Nader tot God, deur reiniging, raak ontslaaf van die goed wat 'n mens tot 'n val kan bring, die goed wat 'n mens weg van die Here afhou, en hy sal tot jou nader. Ek kan nie vir u sê wat daai ding in u lewe is nie. Ek kan nie vir u sê wat se impak dit op u het nie. Ek kan getuig van my eie lewe. Vir my was dit Facebook gewees, want ek het die nuus gesien en dan sien ek wat alles aangaan en wat mense doen, en dan het ek bitter geraak en uiteindelik het ek gesê, hierdie ding moet uit my lewe uit. Want dit maak my bitter, dit haal my oë van die Here af. So dit kan enige iets wees wat 'n mens se oë van die Here afhaal, reinig van hierdie dinge. Dan ons laaste gedagte is nader tot God deur vertroue. Jakobus 4 vers 15, in plaas dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. So eintlik, Jakobus kom dra 'n kerngedagte oor, en daardie gedagte is, 'n mens moet die toekoms in die Here se hande gee. Dit gaan oor die toekoms. Hierdie gedagte gaan oor mense wat dink, hulle het beheer oor hulle toekoms, hulle dink hulle het beheer oor hulle lewe, maar dan kom vers 15 en hy sê, 'n mens moet op die Here vertrou vir jou toekoms. En hoeveel verse is daar nie wat vir ons sê, die Here is in beheer. Dink 'n mooi Bybelse verhaal wat dit vir ons uitbeeld, is die verhaal van Josef. Wat 'n mens sien, maar Josef se broers verkoop hom aan die slawe, en nou is hy op pad Egipte toe, en 'n mens weet nie wat die toekoms van inhou nie, en die toekoms lyk donker, maar die Here was nog steeds in beheer. Dat die Here vir Josef gebruik, tweede in bevel van die hele Egipte, om 'n hele nasie te red van hongersnood. Dis hoe dit lyk, dat God nog in beheer is. En saam met dit kan ons sê, maar die Here is in beheer van my toekoms. Ek moet hom daarvoor vertrou. Nou is dit, daar een feit is wat duidelik uitgekom het die laaste tyd, in die verskillende boodskappe, Kersoggend, Sondag, al die boodskappe wat ons gehad het, is dit die feit dat die Here in beheer is. Ek dink selfs Sondag wat verby is, het ek vir die 2 verse gelees, van die Here wat in beheer is, en hy rig die voetstappe, so Spreuke 16 vers 9. En dis 'n baie bemoedigende boodskap, dis bemoedigende verse, want dit sê vir ons,
Dit maak nie saak wat aangaan in jou omstandighede nie. Dit maak nie saak wat aangaan in jou dorp, jou gemeenskap, jou land, met die politiek, met misdaad, al die dinge nie. God is in beheer. En ek dink op Kersoggend was een van my punte gewees, kinders van die Here het altyd hoop. Ons het altyd hoop, want die Here is in beheer. Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Jesaja 41 vers 10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God, ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou, met my reddende regterhand. Ons hoef nooit te vrees vir wat die toekoms hou nie, want die Here is met ons. Sal jou nooit begewe, sal jou nooit verlaat. Weereens 'n Bybelse voorbeeld. Vat vir Jakob as 'n voorbeeld. Hy gaan na 'n ver land toe, hy gaan 'n vrou soek en daar in die nag met 'n klip as 'n kussing kom die Here na hom toe in 'n droom en selfs daar in 'n ver land kom die Here na hom toe met 'n belofte. Daai belofte was Genesis 28 vers 15. Kyk, ek is met jou. Ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. Ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek gesê het. Kyk na Psalm 23, dis nou 'n baie meer bekende gedeelte, waar die Here sê, al gaan ek deur die dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want ek is met jou. Die Here is met 'n mens. En daarop kan 'n mens staat maak. Ons het die beloftes in die woord van die Here, dis beloftes wat ons op kan staan, beloftes waarop ons kan staat maak, en deel van dit is God is in beheer, en hy het vir ons hoop vir die toekoms. Nader tot God, ook deur jou toekoms, jou vertroue in die Here se hande te plaas. Soek sy aangesig en leef nader aan hom. Doen wat sy woord sê, en die Here stap 'n pad met 'n mens, met sy doel in oog. Jeremia 29 vers 11, so bekende vers, maar gaan hom in elk geval lees, want ek weet watter gedagtes ek in gaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dis wat die Here in gedagte. Dis die Here se belofte aan sy kinders. Hy is in beheer. Al wat ek moet doen is, ek moet tot hom nader, en ek moet hom vertrou. So dit is hoe ons in die nuwe jaar nader aan die Here kan beweeg, deur die beginsels, wat Jakobus vir ons daar kom stel, en dit is, ek herhaal dit net vinnig weer die 5 gedagtes, nader tot God deur nederigheid, nader tot God deur jou aan hom te onderwerp, gehoorsaam aan die woord natuurlik, nader tot God deur die duiwel te weerstaan, weg te bly van alles wat jou tot 'n val kan bring, nader tot God deur jou te reinig, en dan laastens het ons gekyk, nader tot God deur hom te vertrou vir die toekoms. Nou het ek heel aan die begin van die boodskap gesê, ons moet net so oomblik terugkyk na 2025 en vra, hoe lyk my geestelike lewe? Het ek gegroei? Het ek nie gegroei nie? Is dit 'n jaar wat ek eintlik agteruit gegaan het? Is dit 'n jaar wat gemors is? Maar nou wil ek sê, saam met Paulus, in Filippense 3 vers 14, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter my is. Ek strek my uit na wat voor is. Ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ons gaan nie terugkyk vir 2025. Hierdie jaar wat môre begin is 'n nuwe jaar. Dis 'n jaar waarin ons nader aan die Here kan beweeg. Dis 'n jaar wat ons 'n beter verhouding met ons Here en ons Meester kan. Dis hoe ons uitstrek na vore is, om te sê, my nuwejaarsvoorneme, as ons dit so wil noem, of net my doel, of net my mikpunt vir hierdie jaar is, ek wil, ek moet, ek gaan nader aan die Here beweeg, want die Here sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. So dis ons mikpunt. Die jaar waarin ons geestelik kan groei, met 'n hoop vir die toekoms. Amen. Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons kom sê vir U dankie dat ons in hierdie gedeelte net duidelik weer daardie belofte kon kry, waar U vir ons sê, nader tot God en hy sal tot julle nader. En Here, ons maak staat op hierdie vers, ons maak staat op hierdie belofte, Here, want ons het U
nodig. Ons het U nodig in ons lewens, ons het U nodig vir 'n jaar wat voorlê. Ons het U nodig, Here, om 'n pad met ons te stap en U hand oor ons te hou en ons te bewaar in dit wat voorlê. En ons weet U gaan, ons weet U kan, U is almagtig, U is ons hemelse Vader wat 'n pad met ons stap. En so kan ons saam met dit net kom dankie sê, Here, maar ons begeerte wat ons vanaand vir U wil kom uitspreek is, Here, ons wil in hierdie volgende jaar nader aan U beweeg, Here, want ons geestelike lewens is soveel belangriker as ons toekoms hierdie jaar, as dit wat ek graag wil bereik in my lewe, as al hierdie dinge, my gesondheid, Here, my geestelike lewe is soveel belangriker as al daardie dinge. En ons bid dat ons in hierdie jaar geestelik sal groei. Ons sê vir U dankie dat ons dit kan bid, Here, ons oë is op U gefestig, ons vertroue is op U, en ons wag om U teenwoordigheid so in ons lewens te ervaar. Ons bid dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons sluit af met 'n lied, Halleluja 286, doen slegs U seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, ons Verlosser, en die liefde van God die Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met U elkeen in die jaar wat voorlê. Amen.